Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 15 Julie. Lei deur die knegskap van Christus. Lees 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. Wat volgens hierdie gedeelte is 'n gesonde beskouing van menslike leiers? Ons lees 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2. In 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4 sinspel Paulus daarop dat geestelike onvolwassenheid die oorsaak van klieke is. Voordat hy egter hierdie onderwerp aanroer, verklaar hy eers in 1 Korintiërs 2 vers 16, ons het die gees van Christus, oftewel die denke van Christus. Hierdie sinsnede dui waarskynlik op die idee dat ons soos Christus dink en optree. Let inderdaad op die Afrikaans 2020 vertaling wat sê die denkwyse van Christus. Dit wil sê die gelowige het die denke van Christus wanneer hy of sy Jesus se manier van dink en optree het. Om hierdie denkwyse daagliks uit te leef is nie so maklik nie, of hoe? In die Grieks-Romeinse wêreld het politieke figure, filosowe, denkers en religieuse leiers geweldig teen mekaar gekompeteer. Dit wil voorkom asof 'n begeerte na kulturele aanvaarding tot die aanhang van sekulêre standaarde by die Korintiese kerk gelei het. Die hedendaagse kerk kan maklik in dieselfde struik beland. Lees Filippense 2 vers 5 tot 8. Hoe help hierdie skrifgedeelte ons om die sinsnede, die denke van Christus, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 16, beter te verstaan? Ons lees Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Filippense 2 vers 5 tot 8. Net soos in Korinte, bespeer ons, maar dalk tot 'n mindere mate, ook verdeeldheid en partyskap in die kerk in Filippi. Filippense 2 vers 1 tot 4 lees: As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Filippense 2 vers 1 tot 4. Filippense 2 vers 1 tot 8 toon dat Christus se vorm van knegskap die afsterf van die eie ek van die selfsugtige ambisies beteken. Dat mens net soos Jesus liewers ander eerste stel, deur hulle tot seën te wees. Christus gerigte knegskap is wat Paulus met die sinsnede dienaars van Christus wou tuisbring in 1 Korintiërs 4 vers 1. Hierdie sinsnede dui daarop dat leiers eintlik Christus se assistente of ondergeskiktes is. Een ding is seker, 'n korrekte beskouing van menslike leiers het die knegskap van Christus as grondslag. Hierdie dienaars of diensknegte word voorts as bestuurders in sekere vertalings of rentmeesters in ander uitgebeeld. 'n Rentmeester is iemand aan wie die bestuur van 'n ander se eiendom toevertrou word. Alles waaroor ons beskik, behoort in elk geval aan Christus. Bepeins die boodskap in Filippense 2 vers 5 tot 8 biddend. Hoe begryp mens wat hierdie skrifgedeelte vir ons oor God se selfontkennende liefde sê?
Hoe kan ons ook leer om die eie ek af te sterf en op so 'n wyse dat ons in ons eie invloedssfeer sy liefde voor ander kan uitleef? Ons lees weer en ons sluit af met Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.